Exodus hoofstuk 12. En ek lees vers 22. Hy skryf hierso. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit en vee dit bo in die bootdrumpel en die twee deurposte. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. So neem 'n lammetjie, slag hom, vang sy bloed op in 'n skottel, vat 'n takkie hyssop en vryf dit aan die deurkusse en die boonstes en die twee kanses. En niemand mag uit die huis uitgaan as hy dit klaar gedoen het nie. Dan vers 27 sê hy, dan moet julle sê, vers 26 sê, en as julle kinders julle dan vra, wat beteken dit wat ons nou gedoen het? So die Here gee opdrag gesê, vat die bloed, vee dit in die deurkusyne, maar as julle in die land kom van melk en honing en jou kinders vra vir jou, wat beteken dit, moet julle antwoord soos volg. Hy sê, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel verbygegaan het. En toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise is gered, toe hy die volk in aanbidding neergebuig. Opskrif van my woord vanaand is, ons huise is gered deur sy bloed. Is dit nie mooi nie? Ons praat baie keer uit individue en mense is gered en so, maar ek wil vanaand praat oor 'n huisgesin wat gered word vir die Here. Die Here gee opdrag en sê, ek wil hê julle moet iets doen wat gaan heenwys na iets wat moet gebeur. Die Ou Testament profeteer na die Nuwe Testament. So alles wat God in die Ou Testament doen, wys heen na iets wat moet gebeur in die toekoms. En daar by die eerste keer toe hulle die paasoffer moes vier en nakom, gee hulle opdrag en sê, julle moet 'n paaslammetjie vat en hy moet geen gebruik hê nie. Julle moet hom slag. En dan moet julle sy bloed vat en dit in die deurkusyne smeer en dan moet julle in julle huise ingaan en dan moet julle die paaslammetjie braai. En julle moet hom opeet. Daar mag niks oorbly tot die môre toe. Maar as dit te groot is, moet jy 2 huisgesinne aan die lammetjie deel. Nou imagine 'n lekker skaapbraai. So op 'n Vrydag aan daar in Egipte, né? En die Israeliete en die Egiptenare ruik al hierdie skaapgeure wat die hele land daar vol is, net rook. Want dit word geoffer. Dit word gebraai. En die Egiptenare het waarskynlik gedink, vanaand eet daai Israeliete dan maar lekker skaapchops en ons moet hierso sop eet dalk in Egipte. Hulle is in die moeilikheid, die 10 plaas hulle getref. En God kom gee opdrag en sê, ek wil julle moet die volgende dinge doen. Want dit wys hier na iemand wat aan 'n kruis sou sterf, 'n lam wat geslag sal word en sy bloed wat op die grond sou val. En interessant genoeg is, die Here kom en sê, as jy binnekant is, en dit is so mooi die woord van die Here sê, en die Here het verbygekom, en die engel van die dood, baie van julle Bybel sê engel van die dood, die ander ene die verbryselaar, die vernietiger, wat verbygekom het, en toe hy die bloed sien, het hy by die huis verbygegaan. God kom in hy self en hy sê, hy beweeg, die Here beweeg verby, en hy herken die bloed, en hy straf nie daar die huis, met die sterf van hulle eerstgeborene, en soms hulle enigstgebore seun. Julle wat die kinders het nie, of sukkel om kinders te kry, jy sal weet, as jy nou eventually 'n kind sou kry, en die Here kom en sê, offer die enigste kind op vir my. En dit klink soos Isak. Abraham, die Here sê, ek het jou gebless, en dit wys ook hier na Jesus Christus, God die Vader wat sy enigste seun gegee het as 'n offer. Wat groot geword het en 'n groot nageslag het, het Isak ontstaan. Die belofte wat vervul is, weens die verbond wat God met Abraham gesluit het. Nou ek en jy moet mooi verstaan, dat toe Christus aan die kruis sterf, is daar 'n verbond. In die oomblik as daar bloed vloei, is daar 'n verbond. En die enigste manier hoe die verbond verbreek kan word, is een van die partye uitklim. Die verbond is geldig, solank die 2 partye saam is in hierdie verbond. Dit is 'n kontrak wat gesluit is. En die Here kom en sê, ek gaan al die eerstgeborenes doodmaak in hierdie land.
Israeliet, Egiptenaar. Onthou as die Egiptenare nie bloed gehad het nie, sorry, jou eerstgeborene gaan sterf. As die Israeliete nie bloed aan die deurkosyne gehad het, hulle weier om dit te doen as daar koppig, of hulle doen nie by die Here sê, hy het gesê, dis presies hoe dit gebeur, en hy kom verby, en dit is nie so nie, sorry, jou eerstgeborene gaan sterf. God was ernstig oor die saak, het gesê, daar gaan 'n prys betaal word, waarvoor? Vir julle verlossing. Onthou, die Here het die 10 plaae gegee, die 9 plaae het nie gemaak dat Farao instem, dat hulle moet gaan nie, hy het 2 keer gesê, ja, julle kan gaan, dan gaan haal hulle weer. Maar die laaste plaag, die laaste straf, is 'n prys wat betaal is, wat persoonlik was, iemand se seun, sy eerste gebore seun, wat moes sterf, en daai prys moes betaal word vir die verlossing van 'n volk. Die Egiptenare se eerstgeborenes het die prys betaal, dat die Israeliete verlossing kon kry. En dit wys heen na die enigste gebore seun, wat in die kruis van Golgotha gehang het, Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, so lief het hy my en jou gehad, dat hy sy enigste gebore seun, uit 'n maagd gebore, gegee het vir my en vir jou. Maar ek wil vanaand praat oor God spaar huisgesinne weens die bloed van die lam. Eksodus 12 vers 3 kom die Here, hy sê, spreek tot die hele vergadering van Israel, sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir elke huis. Is dit nie mooi nie? 'n lam vir elke huis. En daar 1 lam gesterf vir al die huise op Golgotha meer as 2000 jaar terug. 'n lam is geoffer vir elke huis. Eksodus 12 vers 7 sê, en hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die 2 poste en aan die bodrempel van die huise waarin hulle dit moet eet. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waar julle woon. En as ek die bloed sien, sal ek verbygaan en daar gaan geen verderflike pes of 'n plaag julle tref of die dood naby julle kom nie. Nou vers 27, dis die paasoffer aan die Here wat hy by die huise van die kinders van Israel moet verbygaan het, toe hy die Egiptenaars getref het en die huise van die Israeliete gespaar. The blood of Jesus can save a family. Amen. Jou kinders wat in sonde verval het en verlore is. Jou familie wat in mekaar gespat is. Jy wat moedeloos en hopeloos geraak het oor jou kinders of die toestand van jou huwelik of jou familie. Hier kom sê die woord, die Here sê, deur die paaslam is daar verlossing vir elke huis. Nasie, taal en geslag. Nie net vir individue nie. Jy het miskien 'n belofte gekry by die Here sê, ek en my huis, ons sal die Here, my huis sal gered word. My kinders gaan die Here dien. Ek wil vir sê, jy moet daai belofte vasvat en dit glo en begin vertrou. Want God is nie 'n leienaar nie, hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy het gesê, ek sal 'n huisgesin red deur my bloed. Ek sal 'n huwelik red deur my bloed. Ek sal kinders terugbring na hulle vader se huis toe. Ek sal my kinders terugbring na my toe. Maar dis die belofte wat die Here gegee het. God se verlossingswerk begin by 'n huis onder sy bloed. You need the blood of Jesus in your house. You need the blood of Jesus in your house again. Met ander woorde, jy hoef dit nie aan die deurkosyn te gaan smeer nie. Jy moet net sorg dat Jesus terugkom in die huis. Nommer 1 word, die belangrikste word. Jy en jou huis moet die Here begin dien in vrees. En as jy God dien in vrees en doen wat reg is in sy oë, sal God die beloftes nakom wat hy gemaak het teenoor jou. Ons mag dalk beloftes maak en nie nakom nie, maar God is nie 'n leienaar nie. As hy gesê het, ek sal jou huisgesin red, dan sal hy dit doen. Wat is jou verantwoordelikheid? Bid jy nog? Vertrou jy nog? Soek jy nog die Here? Is jy op jou aangesig voor God? Vertrou jy dat die verlossingsbloed van Jesus nog krag dra? Is daar nog krag in die bloed van die lam in jou lewe? There's power in the name of Jesus. There's power in the blood of Jesus. Is dit nog so? Of is dit 'n mite? Of is dit iets vir die pastoors preek? Of hoor jy dit op 'n Bybelstudie? Is jou huisgesin nog onder die bloed van die lam? 'n Huis moet kies wie hy gaan dien. Punt nommer 2. Boek van Josua 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag wie wil julle dien. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Hoor mooi.
Die lam is klaar geslag in Egipte. Josua het gesien wat se verlossing God gedoen het. Hy het gesien wat is doodgemaak en wat is gespaar. Hy het die krag van die bloed gesien. Vir hulle was dit 'n tradisie, 'n verbond, wat hulle elke jaar moes hou, die Pasga. Die fees van die lam wat geslag word. Maar in Josua se lewe was dit meer as net bloed aan 'n kusyn. Dit het 'n leefstyl geword. 'n verhouding geword. En hy het gestaan as die priester van sy huis en sê, ek en my huis sal die Here dien. Ek aanvaar die bloed. Ek aanvaar God. Ek aanvaar sy naam. Ek aanvaar Jesus Christus. En ek kies die priester. Hy, die hoof, sê, ek en my huis sal die Here dien. Nie ons sal die Here dien. Ek, nommer 1, sal die Here dien en my gesin saam met my. Man van God, pa, oupa, kan jy nog daai woorde herhaal en sê, ek en my huis sal die Here, kan jy die verantwoordelikheid vat en sê, ons gaan die Here nog saam dien? Deuteronomium sê, vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet dit met jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Jy moet hierdie woorde inskerp, hierdie wet, hierdie reëls, in jou huis, op jou pad, in jou toekoms, waar jy ook al is, moet jy dit inskerp, 'n deel van jou lewe wees. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit begin by jou huis. Begin nie by die kerk nie. Hoor mooi. Herlewing, verlossing, voorsiening, genesing, begin by jou huis. Jy sien, jy is te veel afhanklik van die kerk, dat die kerk alles vir jou moet doen. Die kerk moet jou preek, die pastoor moet jou bedien, pastoor moet jou genees, en die pastoor moet dit doen, en die kerk moet dit doen. Maar dan gaan jy op jou voete begin staan en sê, ek en my huis, ons gaan die Here, ons gaan die Here by ons huis soek, en as ons aan die kerk toe kom, dan bring ons saam wat die Here vir ons by die huis gegee het. Wanneer laas jy openbaring by jou huis gekry, om hier in die kerk te kom getuig wat die Here vir jou gedoen het? Wanneer laas het iets met jou gebeur, en jy hier voor kan staan en sê, kom ek vertel julle hoe goed is God vir my? Net gister, net vandag. Baie kere kom mense of vertel hulle stories van jare terug. Dis nice om jou storie van jare terug te hoor, maar wat is die storie van gister? Wat is jou storie van vandag? Wat is die storie van laasweek? Ons vat dit so 'n bietjie nader. In hierdie maand, in hierdie week, wat het die Here vir jou gedoen? Ek vra altyd vir jou, is God goed vir jou? Dan sê jy ja. Dan vra ek die tweede vraag ook, maar is jy goed vir die Here? Pastoor, kan ek goed vir die Here wees? Ja, jy kan. As jy doen wat hy jou vra, is jy goed vir die Here. 'n gehoorsame kind is 'n goeie kind. 'n betroubare kind is 'n goeie kind. 'n liefdevolle kind is 'n goeie kind. Psalm 127 vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Wie bou jou huis, geliefde? Wie is in hoof van jou huis? Jy? Is jy die bestuurder? Is jy die sole owner van jou huis, of is God te beheer van jou huis? Wie staan in hoof van jou huis? Psalm 91 vers 9 tot 10 lees ons baie kere die psalm van beskerming wat sê, want U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jou woning gemaak, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom en naby jou huis kom nie. Weens die bloed van die lam sal geen gevaar naby jou huis kom nie. Ek praat in die week met Jacques, ek het so lekker vir hom gelag, hy sê vir my, pastoor, laasweek het alles so dol met my gegaan, dinge was so moeilik en om sy kop gekeer op sy dak, en baie kere voel ons so, kom maar, alles die mekaar werk nie uit, en hy sê vir my, dit het elke keer so erg gegaan, pastoor, die gevoel vir my, of die hand van die Here teen my is. So het hy gevoel, dinge het net die mekaar geloop, en hy voel nog, hy nog die Here is teen hom, maar hy dink is die vyand. Baie kere kom die ou vyand teen ons, en hy probeer chaos in jou huis maak. Ek wil vir jou vandag sê, en jy weet dit, as daar chaos in jou huis is dit moeilik om daar buitekant die Here te dien en te vrees. As dit nie goed gaan in jou huwelik nie, as dit nie goed gaan met jou kinders nie, as dit nie met jou goed gaan nie, hoe kan jy lekker die Here hier kom loof en prys? Handelinge 16 sê, en hulle die woord van die Here aan hom verkondig, aan almal wat in sy huis woon, en hy het in dieselfde uur van die nag
geneem en hulle hande gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en sy hele gesin. En hy het hulle in sy huis gebring en 'n tafel gedek en hom verheug dat hy met sy hele huis aan God kan glo deur die redding. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Genesis 7 vers 1 sê, daarna het die Here vir Noag gesê, gaan jy en jou hele huis in die ark in, want ek het jou regverdig bevind voor my aangesig en voor hierdie geslag. Ek het jou Noag regverdig gevind, want God se oë deurgrond die hele aarde, hy kyk wie se hart op hom gerig is. Hy sê ek het Noag gekry, hy en sy huis, ek sal hulle red. Ek wil sê, daar het redding vir huise gekom deur die bloed van Jesus Christus. Ek wil hê jy moet anders begin kyk na jou huis. Ek wil hê jy moet ophou kyk na die negatief, die sleg, die verkeerd, die dinge wat nie reg werk nie, die kinders wat nie gehoorsaam is, dit wat gebeur, al die Jesus sê, begin positief kyk en sê, Here, U kan my huisgesin red. Here, U kan families nog red, U kan 'n nasie nog red. Here, deur die kruis en die bloed van die lam is daar redding vir elke siel en elke sonde is weggewas. Daarom vier ons hierdie dag. I'm a new creation, I'm a brand new man, all things have passed away, I'm born again. Geliefdes, onthou jy nog jou dag van wedergeboorte? Onthou jy nog die dag toe jou hart vir die Here gegee het? Hoe sinseer jy was en opreg jy was vir die Here? Onthou jy dit nog? Kan jy nog daai dag celebrate? Kan jy nog opgewonde wees of het dit maar net 'n gewoonte geraak? Ek het my hart vir die Here gegee, nou dien ek maar net die Here en alvoor ek nou wag is die wederkoms. Ons het iets om oor te celebrate. Ons het 'n lewe om oor bly te wees en dankbaar. Ons het 'n rede om dankbaar te wees. Hoekom? My sondes is weggewas. Ek is versoen met God die Vader. Deur die kruis het ek een geword met God. Ek het dit laasweek vir jou gesê die week voor dit, die sluier is van ons al weggeneem. En laasweek sê ek vir jou, moet die klippe dit uitroep voordat jy dit gaan uitroep. Want hulle sê, maak hierdie mense sil toe hulle skree Hosanna in die hoogste. Hosanna in die hoogste. Maak hulle stil. Toe sê die Here, as julle hulle stil maak, sal hierdie klippe dit uitroep. Dit is presies dieselfde vandag. Ons het 'n rede om uit te roep. Ons het 'n rede om 'n storie te vertel. Ek lag so vir Nanet. Ons het Daniel se pak gaan aanpas en die goedes gaan soek. Ons is daar by 'n Indiër, so kort ouetjie. Daar waar hy nou die pakke maak en sny en alles, die tyler. Die mooi, dis mos 'n mooi Afrikaanse woord, 'n tyler, né? Wat is die Afrikaans vir 'n tyler? In elk geval, dis 'n tyler Niels, né? Ons weet mos wat is dit? 'n pakmaker. Dankie Niels vir die. Ons is by die pakmaker volgens Niels, nie volgens wat net nie. En ons staan dan gesels en hy vertel ons hoe hy die pak gaan maak en al die goed wat gebeur vir Daniel se matriekafskeid. En toe sy uitstap, toe sê hy net vir hom, "May you have a blessed Easter weekend." En die ou sê, "Thank you so much." Hy sê vir hom nou net, "Jy weet hierdie ou glo in Easter." Sy sê, "Dit maak nie saak ek het die saad gesaai." Hy sê nogal dankie. En sê, "God bless you." Weet jy wat sê God, hy maar hy sê dit gedoen. Mag jy 'n wonderlike Paasfees hê. Mag jy onthou wie die Paasfees oor gaan en wat dit is. Dit gaan oor Jesus Christus. Ons word God se huisgesin met wedergeboorte. Deur Jesus het ons deel geword van die familie. So sê Efesiërs 2 vers 9, hy sê, "So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar wederburgers van die heiliges, huisgenote van God." Amen. Ons is nie vreemdelinge nie. Ons is nie weeskinders nie. Ons het God se kinders geword, want ons het sy huisgesin geword. Jy en jou huisgesin behoort aan die Here. Ek wil hê jy moet vandag dit glo. En as jy dit nie glo of sien nie, jy dink maar net sê ek sê, moet jy begin spreek en bely, ek en my huis behoort aan die Here. God is die God van my huis. Johannes 14 vers 2 sê, "In die huis van my Vader is daar baie wonings. En ek gaan vir julle 'n plek te berei sodat julle kan wees waar ek is." Hoekom? Because God is a family man. Is dit nie nice nie? Ek dink hy is die mees gasvryste vader en oupa Niels wat daar ooit kan wees. Altyd plek in sy huis. Sy kinders is altyd welkom. Is dit nie lekker nie? Ek onthou my pa toe ons jonk was, as ek in die lugmag
Dan daai ek deur van daai tyd kon jy nog doen, daai ek deur van Pretoria af na Malland toe. En daai een keer toe kom ek in Nelspruit aan. Dan kom later en ek mis die trein wat van Nelspruit af Malland toe loop. Toe moes ek al die pad deurry. En ek het so 'n paar kilos uit Nelspruit uitgestap die aand. Dit was seker so by 10:00, 11:00 die aand, laat. Dan dink ek, Here, wie gaan my optel die tyd van die aand? Behalwe 'n boef. Wie gaan my kom optel, Here? Ek wil huis toe gaan vir my ouers gaan. Ek wil hulle eintlik verras het. En daar stop ek. Huisgesin wat so skuins oor in ons bly. En hulle sien my sê, Louis, wat maak jy hier? Ek sê, nee, ouma gaan vir my pa hulle kuier. Klim in. Toe het hulle by mense gekuier en hulle ry die aand laat in Nelspruit en ek kom in my pa se huis. En ek klop, my ma maak die deur op, my pa, maar hy so deur mekaar, die haartjies staan so, die 3 wat hy ook gehad het. En hy so bly my te sien, hy gryp my om die nek. En hy sê, wat maak jy hier? Ek sê, ag paatjies, jammer, ek wil jou verras, maar so laat. Hy sê, jy weet mos, jy kan enige tyd kom. My pa het 'n motto gehad, sy kinders is altyd welkom in sy huis. Hy het 'n motto gehad, jy hoef nie te bel nie, jy val net uit. Dit het so by ma gewerk, ons ken mos 'n ma. Sy wil voor die tyd weet, sy wil voorberei, regkry, die beddens, die kos, die cooking, sy is opgewonde om te sê, maar hoekom het hy nie gebel nie? My pa sê, my huis is jou huis, my sien. Dit is altyd lekker om my huis te hê. Is dit nie wonderlik nie? Dat jy oop deur verhouding het met jou gesin en jou familie, met jou kinders, kan enige tyd in die huis instap. Imagine hoe vreemd sou dit wees, as 'n pa of 'n oupa of sy kinders moet sê, hey, jy val nie net hier uit nie, jy bel en maak 'n afspraak. Ons wil reg wees vir jou. Dis hartseer. Ons is familie, ons behoort aan mekaar. Eksodus sê, die bloed het die huis gespaar. Josua sê, kies vandag, ek en my huis gaan die Here dien. Die kruis sê, die lam het klaar daarvoor betaal. Is dit nie mooi nie? Ek en my huis gaan die Here dien. Dit sukkel partykeer, dis op en af. Maar iemand wat 'n huisgesin verstaan, iemand wat 'n pa het, iemand wie se pa ons lief het, hy is God die Vader. Hy sê, ons was eens, Paulus sê, ons was eens ver van God gewees, maar deur Jesus het ons naby gekom. Ons was eens vreemdelinge, weeskinders, maar ons het ons sy kinders geword. Vir God gaan dit oor 'n familie. Ja, hy stel individue ook belang, sê dat hy nie belang nie, maar vanaand wil ek met huisgesinne praat. En as jy nie vanaand 'n huisgesin het of 'n familie, wil ek vanaand vir jou sê, hier is jou familie. Wat sê Jesus vir sy ma, toe sy daar by die kruis staan? Sy sê, vrou, daar's jou seun. Seun, daar's jou ma. Hy delegeer en sê, nou het julle familie geword. Die werk wat ek in hierdie kruis doen, het gemaak, dat ons familie van mekaar geraak het. En daarom het ons mekaar lief, en verdra mekaar, en vergewe mekaar, en gee om vir mekaar, want my huis het jou huis geword, en jou huis het my huis geword. Moenie net daar uitval nie, ek het 'n kwaai vrou, né? Maar dis hoe dit moet wees. Dis hoe die kerk moet wees. Ons behoort aan mekaar, en almal behoort aan mekaar, en ons het eensgesindheid en liefde, en ons gee om. Want Jesus gaan die vraag vra, ek was honger en dors gewees. Ek was naak. Ek het nie 'n huis gehad nie. Ek het nie klere gehad nie. Waar was julle gewees? Maar Here, ons het U nog nooit gesien nie. Sê die Here, as jy dit nie aan hierdie mense gedoen het, het jy aan my gedoen nie. Ek het altyd die sêding, en my familie weet dit. Ek wil nie sommer mense wegwys by my voordeur nie. Want die Bybel sê duidelik, julle weet nie, baie keer het julle engele bedien, wat julle nie van geweet het nie. Net vir die dag dat daar 'n engel voor my deur staan, en ek sê vir hom, sorry, ek gaan jou nie kan help nie. Imagine, 'n engel van die Here staan voor my deur en sê, sorry, ek kan jou nie help nie, maar ek weet, ek het kos in die kas.